Welkom terug hier op Groot Plaas. So ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend is Robert Davel, hy's die uitvoerende bestuurder by Agriculture in Mpumalanga. En ons gesels 'n bietjie oor die boere wat bietjie vaskop teen die gasplanne van Mpumalanga. Robert, baie dankie vir jou tyd en dankie dat jy kom kuier het. Môre Doopie. Ja, môre almal. Dis vir ons 'n voorreg. So kom ons begin gou-gou 'n bietjie net daar. Julle as Agriculture in Mpumalanga, wat is julle standpunt op hierdie nuus oor die gas? Weet jy, ek dink 'n ou moet dit in perspektief sien. 'n Mens moet die groter prentjie kyk. Agri in Mpumalanga is nie teen mynbou as sulks nie. Ons is nie teen alle mynbou nie en so ook nie teen alle gasontginning nie. Ons is teen die onwettige element van mynbou. Dit is wat vir ons pla. 'n Mens moet sekerlik die groter prentjie sien. Dit is sekerlik so dat Suid-Afrika nog steeds afhanklik gaan wees vir 'n geruime tyd van steenkool as 'n bron vir die opwekking van energie. En alle alternatiewe metodes soos sonkrag en wind en dies meer gaan nie voldoende wees nie. So ons gaan nog 'n rukkie daarmee moet saamleef. En as ons dan nou gaan kyk na die impak van steenkoolmyn in Mpumalanga vir die afgelope hoeveel 100 jaar, ek dink is van 1880 af iewerster wat die eerste steenkool gemyn is. En ons gaan kyk na die spoor wat steenkoolmyn gelos het, dan mag dit wees dat gasontginning dalk 'n beter opsie is. Maar dieselfde geld vir gasontginning as vir ander mynbou. Dit moet wettig wees en dit moenie volhoubare landbou in die wiele ry nie. Dit is belangrik. So daardie selfde beginsels geld ook vir gasontginning en uiteraard die gasontginning wat ons nou hiervan praat, want aan Rhino Oil and Gas toegestaan is of nie die ontginning nie, die eksplorasie magtiging wat toegestaan is, magtig net konvensionele boormetodes, nie hydrobreking of sogenaamde fracking. So fracking was al iets wat ons gehoor het 'n klomp kere in die nuus, wat hulle 'n bietjie daar, as ek nie verkeerd is in die Kaap area ook wil gaan kyk het na gasontginning daar. Dink jy dis een van die hoofredes hoekom die boere so 'n bietjie vaskop? Die tegnologie is redelik nuut in Suid-Afrika. Ons is baie erg oor steenkool op die oomblik en gas is 'n redelike nuwe idee in ons land. Verseker is dit so dat die onsekerheid ook dan nou 'n weersin kan bied, opwek, gevoel van weersin kan hê. Wat ons duidelik moet weet, dit is op die stadium is ons amptelike standpunt, ons is nie ten gunste van sogenaamde fracking nie. Op die stadium soos dit nou is daar nog 'n moratorium op fracking geplaas. Dit was in die Karoo. Ons kollegas van die Karoo en ons vriende in die Karoo het baie sterk hakke ingeskop daarteen en was daar dan nou 'n moratorium opgestel. Ek dink die moratorium verval iewerster in 2025. So, hoe hou mens daai balans van openbare belange tussen energie wat ons baie nodig het in Suid-Afrika en dan natuurlik voedselsekerheid waar die boere nou inkom? Ek dink dit is in die eerste plek moet 'n ou dit verstaan dat soos wat ek net nou na verwys het, aan die een kant het ons energie nodig. Dis 'n openbare belang. Maar aan die ander kant het ons voedselsekuriteit nodig en dit is ook 'n openbare belang. Dis nie net in belang van die landbousektor dat ons daarteen waak om dat steenkoolontginning of gasontginning ons belemmer nie, ons produksie belemmer nie. Dit is ter wille van die openbare belang dat ons dit doen. So ons moet dan nou ook verstaan wat gebeur aan die boer se kant. En dis belangrik om te weet dat die produsent in vandag se tyd neem die volle rekening op vir die finansiële instandhouding van sy besigheid. Ons produsente kry nie finansiële ondersteuning by die regering nie. Ons kry nie subsidies nie. Hulle vat die volle rekening. Nou moet jy verstaan, hier kom nou iemand wat geen bydrae lewer tot die finansiële voorspoed van die besigheid nie.
en jy moet goedsmoeds sê nee, dis reg. Ja. Gaan doen iets, maar intussen is daai iets wat hy doen op jou plaas hou bepaalde risiko's in vir die omgewing en of vir jou finansies van jou boerdery. So dis nie so eenvoudig om net te sê ons kan dat die ouens voortgaan met allerhande produksie en ontginning en eksplorasie nie. Daar moet 'n balans wees en ons moet met mekaar praat. Aan die een kant die omgewings departement omgewing, departement minerale en energie, departement water en sanitasie, grondeienaars en ek dink ons moet mekaar verstaan. Daar's baie wat ons nog moet ontleed, Robert. So ons sal nou bietjie verder daaroor gesels. Ons gas vanoggend, Robert Dafel, uitvoerende bestuurder van Agriculture in Mpumalanga. Kom ons gaan gou oor na Groot Plaas kalender toe. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons in die ateljee, Robert Dafel. Hy is die uitvoerende bestuurder by Agriculture in Mpumalanga. Ons gesels 'n bietjie oor die ontginning van gas, of die beplande ontginning van gas in die Mpumalanga Hoëveld. Robert, so ek dink een van die goeders wat ons nog nie bespreek het, is wat gaan die direkte impak wees van hierdie ontginning in die provinsie? Nee, dis daarom baie te gou om te sê dat indien die daar voldoende gas is om te ontgin, dan is dit 'n volgende stap. So ek dink Doopie, ons moet nou maar eers probeer vasstel hoe veilig of hoe onveilig dit is om eksplorasie te doen, sodat daar vasgestel kan word of daar voldoende gas is. Nou waaroor ons die grootste besorgdheid het, en dit is waaroor ons as Agri Mpumalanga beswaar aangeteken het in die appelproses, en dit was teen die gebreke in ons opinie wat betref die sogenaamde omgewingsbestuursprogram. Want dit moet ons nou onthou, dat die magtiging vir eksplorasie is onderhewig aan streng nakoming van voorwaardes ten opsigte van die omgewingsbestuursprogram. So dit is waarna ons gaan kyk het, om te sê, maar binne hierdie omgewingsbestuursprogram, wat is daar wat ooglopend skeef kan loop? Nou, ek dink die eerste een wat vir ons uitgestaan het, en wat ons dan nou as 'n beswaar aangeteken het, is om te sê, maar in jou ekologies sensitiewe gebiede, ek gaan 'n voorbeeld noem, in die Krissiesmeer omgewing, waar ons baie natuurlike panne en mere het. Kom ons haal daai gebied uit. Dis nie nodig nie. Ons praat van 250.000 hektar. Ek dink 252.000 hektar om presies te wees. Daar's meer as genoeg plek om te soek. En sou ons dan nou daar gas kry, dan gaan dit in elk geval mos nie goed wees om dit daar te ontgin nie. So dit is nou goed en wel om nou een boorgat daar te boor, maar dan kom jy by die volgende hekkie om te sê, maar kan ons dit hier ontgin? So hoekom dan nou enigstens daar soek vir gas? So dit was een van ons eerste goed om te sê, kom ons kom weg by jou ekologies sensitiewe gebiede. Heeltemal. Dis nie nodig om daar te ontgin nie. So dit was die eerste een. Dan het ons ook 'n probleem in terme van die omgewingsbestuursprogram wat betref die bestuur van afval. Dis nie vir ons duidelik presies hoe dit gedoen gaan word nie. Die ander een wat vir ons 'n groot
bekommernis is. Daar word wel verwys na die monitering van waterhulpbronne, soos spruite, boorgate en dies meer. Maar daar's nie vir ons voldoende bestuursplanne vir dit. Ja, dit word nie duidelik gesê wie's verantwoordelik daarvoor, vir hoe lang tyd na die gat geboor is, gaan die boorgate gemoniteer word nie. En wie betaal daarvoor? Ja. Moet die boer nou weer daai rekening optel? Dis mos nie reg nie. Absoluut. En dit moet ook gemoniteer word dis 'n ander punt, vir kwaliteit sowel as kwantiteit. Ons moet een ding onthou van water. Ek dink min mense besef dit. En ek gaan dit baie eenvoudig stel. Ons het een keer water ontvang. En ons het een keer grond ontvang. Reën is nie nuwe water nie. Ons het die water wat ons gekry het ons een keer gekry. Ons is baie goed om dit te bemors. Maar die water wat ons het en die grond wat ons het, moet aangegee word na die volgende geslag toe. So, dis verskriklik belangrik dat ons nie op kortsigtige wyse na hierdie kyk nie. Ja, ek dink dit is omtrent die samevatting van julle belangrikste elemente binne die omgewingsbestuursprogram waarteen ons beswaar gemaak. Robert, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons sal bietjie verder wil gesels een of ander tyd hieroor. Is Robert Davel, uitvoerende bestuurder van Agriculture Mpumalanga. Dit is dit vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het ietsie wys geraak. Sterkte met jou dag vorentoe en ons sien mekaar weer môre.